Dit is vir my ongelooflik om terug te kan wees op televisie. Lanklaas dit gedoen. Dit was 'n bietjie van 'n skok, want 'n mens word ouer. Jy word nie altyd vir jouself noodwendig mooier nie, maar dit is 'n wonderlike geleentheid wat ek gekry het om 'n bietjie weer my selfvertroue te vind, dink ek. En ook vir my dogters oor 'n week later meer sal praat te wys. Alles is moontlik, selfs wanneer 'n mens bo 46 jaar oud is. Dit is vir my ook 'n voorreg om in Afrikaans te kan werk. Ek was ruk gelede ambassadeur vir die WAT. Ek was ook vir 'n kort rukkie 'n trustee van die WAT. Ek het ook by RSG natuurlik gewerk in Afrikaans en dit is vir my baie belangrik om in my moedertaal te bly werk. Dit is vir my kosbaar. Hulle sê mos as jy droom in Afrikaans, dan weet jy waar jou hart is. En my kinders praat ook Afrikaans en Engels ook, Engels met hulle pa, en ek is die Afrikaanse mamma. En een van my gunsteling staaltjies wat ons het as gesin, en ek het dit al voorheen genoem, was toe my dogtertjie die woord leeftruitjie uitgedink het. Dit was nou haar vertaling in haar kinderkoppie. In hierdie area waar ons nou sit, is hulle speelarea. Moet dit asseblief nie sien nie, moet dit nie wys nie. Is 'n bietjie die mekaar, soos dit mag gaan in ons huis. Maar sy was op soek na haar leeftruitjie, haar life jacket, en toe kon sy nie op die naam kom nie, en toe sê sy, mamma, ek soek daai ding wat jou laat leef as jy in die water bly, my leeftruitjie. So, dit het haar woord geword, en die woord is opgeneem in die WAT, ons het die woord van gekoop, en is baie besonder, en ek wil hê dat my kinders daai soort van kreatiwiteit in Afrikaans moet behou. Ek dink dit stimuleer hulle, dit maak ook vir hulle nuwe wêrelde oop, vir 'n fantastiese wêreld van kuns en kultuur. En dan natuurlik is dit belangrik dat hulle kan aanhou om met oupa te kan gesels. Oupa wat in die Kaap is, eintlik al twee oupas, en wat Afrikaans is, en wat vir hulle in hulle Afrikaans, stories en staaltjies kan vertel. So dit is hoekom dit vir my so belangrik is.